Môre vriende, dis goed om julle te sien, dis goed om so baie van julle te sien op hierdie gemaakte naweek, lang naweek. Ek is bly julle is hier so, en mag die Here vir ons hier seën, en mag ons uit die woordbediening uit vandag ook versterk word, aangemoedig word op ons pad, en mag die Here vereer word deur alles wat ons sê en wat ons doen. Ons gaan begin deur saam te sing. Ons sing by lied 464, die eerste en derde vers, O Heer my God. Jy weet, met tyd daar, veral as op 'n Saterdagmiddag, dan voel ek wil geestelike liedere sing, maar ek voel ook, ek wil 'n bietjie my lyf beweeg, nee. Dan maak ek nou soos gister, dan sit ek vir ons die Klipberg Boereorkes se gospel CD op, nee. En dit was so gister so lekker, was dit op hierdie lied of op wat 'n vriend wat ons twee gedans het? Ons kan dans op hierdie dinge, want ons hele lyf kom sê ons vir die Here, baie dankie vir wie ons kan wees in hom, en vir die lof, ons kan lof vir hom bring op die manier. Kom ons sing nou by lied 215, vers 1, 4 en 5, besing die lof van Jesus saam.
Dan sing ons lied 201, al 3 verse, lof sing die Heer, buig voor hom neer. Goed, en volgende Sondag is dit kanselreiling in die ring en die verskillende konsulente gaan preek in die gemeente waar hulle konsulent is. Ek sal volgende Sondag by die Toyspan preek en Dominee Ensie van die Toyspan sal hierso preek. Goed. Ons gaan nou as deel van ons votum, ons gaan nou eers sing lied 442, Gees van God wat in my woon. Ons gaan dit staande doen, daarna gaan ons bly staan, na die votum gaan ons gaan nog staan tot aan die einde van die loflied. Goed, so kom ons sing nou staande, lied 442, Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my.
Geliefdes, ek groet vir julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die God wat gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde bly. Kom ons sing nou ons loflied. Goed, ons gaan nou saam bid en aan die einde van die gebed sal ek bid, hoor ons bid o Heer, en dan Dorette kan jy maar net wegtrek met die 2 liedere wat ons dan gaan sing, met dieselfde woorde. Goed, kom ons bid saam. God van Abraham, God van Isak en Jakob, van Moses en David, God van die profete, God van eenvoudiges soos ons, Vader van ons Here Jesus, nie maaksel van filosofe nie, ons aanbid U. Ons loof U wat groter is as tot waar enige teleskoop kan meet. En wat ten spyte daarvan tog vir ons verseker dat U ons in hierdie grote kosmos met al sy wonders en al sy skrikwekkendhede nooit alleen laat wees nie. Ons dank U dat U ten spyte van die grootsheid in die kleinste ruimtes, ja, selfs in die atome teenwoordig is. En bo alles, dat U in elkeen van ons woon. Ons bring vandag voor U almal wat bedroef is. Ons het genoem van Carlien en Deirdre en Jolandi, en Nico en Ellen en die kleinkinders. Ons dink ook aan hulle wat in die busongeluk was, die familie van die dame wat oorlede is, die trauma van die kinders, die trauma van die hele gemeenskap. En ons bid Here dat hulle U troos sal ervaar, dat hulle in hierdie tyd hoop sal behou, in hierdie tyd sal weet,
ten spyte van wat gebeur, God is goed. Ons bid vir elkeen wat siek is en uitgemergel is. Ons dink aan Johan en Ina wat ons so bystaan, wat nou al maande hierdie stryd voer. Dankie dat dit nou beter gaan, Here, maar ons bid dat waar sy moed laag is en sy kragte laag is, U vir hom sal help om op te staan en weer te leef in hoop en verwagting. Dat dit wat hulle glo ook in aanskoue sal oorgaan. Here, ons bring ons gebroke land voor U. Ons bid vir ons oorloggetuisterde, hongerlydende, ekologies gebroke wêreld wat sug om verligting. Ons bid vir onsself, vir vergifnis, vir nog 'n kans op U pad van genade saam met ons, en dat ons dit sal aangryp. Here, waar vandaan sal ons hulp kom? Dit kan net van U afkom. Kom ons twyfel te hulp. En dankie Heilige Gees, dat U saam met ons sug. Hoor ons bid, o Heer. Vriende, daar is nie vandag 'n kinderoomblik nie. Ons gaan lees uit die Bybel uit, by 3 plekke, by Numeri, en by Handelinge, en by Johannes. En wanneer ons Handelinge lees, dan lees ons eintlik ook 'n gedeelte uit Joël. Alles in die lig daarvan dat dit Pinkstertyd is, of die tyd net na Pinkster, en in die lig daarvan dat ons as gemeente op hierdie stadium die slagspreuk het, ons wil plant waar God ploeg. Goed, ek lees by Numeri 11, van vers 21 af, en nou moet jy onthou op hierdie punt, is die arme Moses, sy senuwee is klaar. Sy nerve is op hierdie punt so dun. Hy kan dit nou net nie meer hanteer, tussen die mense wat die Here vir hom gegee het om te lei nie. En dan bid hy nou so: Hier is ek tussen 600.000 mense, almal te voet, en U sê U sal vir hulle vleis gee, sodat hulle 'n hele maand daarvan kan eet. Want dit was nou hulle probleem, hulle sê hulle is nou moeg van manna, hulle wil nou vleis hê. Sal daar genoeg skape en beeste vir hulle geslag kan word? Sal hulle genoeg hê as al die vis in die see vir hulle gevang word? Maar die Here het vir Moses gesê: Dink jy ek het nie die mag nie? Jy sal nou self sien of my woord bewaarheid word of nie. Moses het vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Hy het 70 leiers van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. En die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat en 'n deel van die gees wat op Moses was, op die 70 laat kom.
Toe die Gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie weer nie. 2 van die manne, onder die wat opgeskryf was, het nie na die tent toe uitgegaan nie, maar het in die kamp agtergebly. En terwyl die Gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree. 'n Jong man het toe gehardloop en vir Moses gaan vertel, Eldad en Medad tree as profete op in die kamp. Joshua, die seun van Nun, wat van jongs af Moses se assistent was, het gesê, laat hulle tog ophou, meneer. Maar Moses sê vir hom, bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was, en dat hy sy Gees op almal mag lê. Dan Handelinge 2. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, wat hier gebeur, is wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my Gees uitstort en hulle sal as profete optree. En dan Johannes 3 in Jesus se gesprek met Nikodemus. Daarop sê Jesus, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dit is die woord van die Here. En ons tema is dan, die Gees laat ons nuut droom en nuut word. Die Gees laat ons nuut droom en nuut word. Ek dink dit moes 'n verruklike ervaring gewees het, daai dag in Jerusalem, toe die Gees uitgestort is oor die mense. Alles wat daar gebeur het, hierdie geweldige, asemrowende goed wat gebeur het, ongewone goed wat gebeur het. Dit moes 'n vreeslike belewenis gewees het om dit te ervaar. Die uitstorting van die Gees van wedergeboorte. Vriende, ek dink nie daar's 'n mooier woord wat die Here kon uitgedink het om vir ons te gee, om ons deelname aan die nuwe lewe te beskryf nie. Wedergeboorte. Hy noem dit ook geboorte deur die Gees, en nuwe geboorte, nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe wat hy vir ons gee, is nie die ou lewe met so 'n paar Christelike verstellingkies wat saam met dit kom nie. Dis nie, as jou lewe nou sê, maar 10 kompartemente gehad het, jy het nou 'n 11de een bygekry nie. Dis nie asof Sunny Nel nou Sunny Nel plus geword het nie. Jy weet, opgegradeer na 'n beter vlak van Sunny nie. Nee, dis 'n nuwe lewe. Soos wat ons hier sit as kinders van die Here, as wedergebore mense, is ons nuwe mense. En dit kan ons maar van onsself glo, want dit is wat die Here vir ons sê. Dit voel nie altyd so nie, ons voeter altyd weer terug in die ou lewe in, maar ons is nuwe mense, en dit moet ons altyd onthou. Maar wat 'n mens nog moet sê van hierdie wedergeboorte is, dis nie iets wat jy jouself kan aandoen nie.
Jy kan jouself dit nie op die hals haal nie. Jy kan nie jou kragte inspan om dit te verkry nie. Nee, dit is iets wat God doen. Net soos wat 'n babatjie wat gebore word, nie haarself in die lewe roep nie. Nie van self weet hoe werk dit in die geboortekanaal nie. Nee, dit gebeur met haar. Dis van haar kant af gesien, as sy sou kon verstaan op daai punt, 'n godsgeheimenis. En vriende, dit is wat wedergeboorte is. Dit is 'n godsgeheimenis. Die ander ding wat ons moet sê van die wedergeboorte, is dit het nog nie klaar gebeur nie. Jy word nie weergebore en dan is dit nou klaar nie. Nee, jy word vir die res van jou lewe weergebore. Jy word wie jy is in Christus vir die res van jou lewe. Vir die res van jou lewe bekeer jy vir jou van hierdie ding in jou lewe, van daai ding in jou lewe. Vir die res van jou lewe draai jy elke dag terug na die Here toe. En in die proses verander hier goed in jou. Jy word nuut gebore oor die tydperk. Dis nie iets wat sommer net afgehandel word nie. Luister 'n bietjie wat sê die Dordtse leerreëls. Dit is so mooi opgeskryf in hierdie leerstukke van die kerk. Die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking is iets wat God sonder ons in ons werk. Deur die kragtige werk van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy deur tot in die diepste binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart. Versag hy wat hard is en besny wat onbesnede is. In ons wil stort hy nuwe eienskappe in en maak ons wil wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk ons wil sodat ons soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke dra. God doen dit in jou. Soos ek net nou gesê het, dis nie iets wat jy jou hart opsit nie. Dis iets waarop God se hart gesit het. Dis nie iets waarin jy kragte inspann om dit te bereik nie. Nee, God span al sy kragte in, tot in die diepste binneste van ons wese, om dit in ons te werk. En vriende, dis goed dat dit so is, want Paulus sê ons vir ons, dat die goeie wat God in ons begin het, sal hy klaar maak. As dit van ons afhang, dan die job kom nie klaar nie. Maar hierdie is, om het nou so te stel, a job in progress. En God is in beheer daarvan. So 'n wonderlike troos om te weet, ek kan nooit weer onwedergebore wees nie. Ek is nou eenmaal weer gebore, en so sal dit aanhou tot ek die dag sterf. Die volgende wat ek wil sê is dat elke wedergeborene het die Gees. Daar is hierdie ding in mense dat hulle partykeer dink, jy weet, party ouens het die Heilige Gees, ander ouens het dit nou nie. Daar is die ding wat in party kerke verkondig word van die sogenaamde second blessing. Jy weet, jy kry eers die Here en dan later, dan kom die Gees oor jou en dan begin die dinge nou eintlik eers gebeur. Maar dis nie waar nie. Paulus sê, niemand kan sê Jesus is Here as dit nie deur die Gees is wat in jou woon nie. Maar goed, kom ons gaan nou terug na Moses toe. Die arme man het hierdie senuwee in ineenstorting daar in die woestyn. Die ouens wil gedurig goed by hom hê. Hy moet nou iets uittoer. Jy weet, ek kan dink hoe hy moes gevoel het daar in die woestyn. 600,000
van hulle. Moeilike ouens. En nou kom hulle sê, hulle is honger. En dan gaan Moses na die Here toe, dan sê hy, die volk is honger. Dan sê die Here, ek gaan vir hulle manna gee. Dan gaan hy terug en sê vir hulle, die Here gaan vir julle manna gee, gaan vir ons manna gee. Dan sê hulle, ons is dors, hier is nie genoeg water nie. Dan gaan hy na die Here toe, dan sê Here, hulle soek nog water. En dan gee die Here vir hulle water, maar dan sê hulle, nee, dis bitter, dis brak, hulle wil dit nie hê nie. Dan gaan hy na die Here toe, en dan sê Here, hulle wil hierdie brakwater hê nie. Dan sê die Here, tik net daai rots, daar sal vars water uitkom, en dan is hy so fed op al, hy slat daai rots met sy stok, en toe word hy gestraf daaroor. Ja, wie ek, met alle respek, jy weet, ek gaan dan 'n bietjie meer genadig gewees het, want die man was op, toe dit gebeur, en nou kom hulle sê, nou wil hulle vleis hê, nou gaan na die Here, dis die Here, nou wil hulle vleis hê, en die Here sê, maar ek sal vir hulle gee, en op die punt sê Moses, Here, ek wil dit nog sien, Raggies, vir 'n maand lank, vir hulle vleis gee, en gaan dit vir hulle genoeg wees, ek ken hulle, daar gaan nie genoeg visse in die see wees vir hulle nie, ek ken hulle, en dan vra hy vir die Here, Here, doen my net die guns, neem my lewe, ek wil nie meer leef nie, dit sal goed wees, as u my lewe sal vat. Dis waar Moses vir hom bevind. En dan sê die Here vir Moses, ek gaan vir jou ouens gee om jou te help. Jy kan nie so aangaan nie. En die Here kies 70 mans om die las te help dra, om te help leiding gee, om te help dink, en te help bid, om sy hande sterk te maak. En as teken daarvan dat hulle gesalf is, dat die Here vir hulle die werk gegee het, sou hulle dan nou profeteer. Maar nou net daai een keer, sodat almal nou kan weet, hulle is nou deur die Here aangewys. Maar 2 van die ouens was nie by, toe die boodskap deurgekom het nie. En hulle hou aan met profeteer. En toe gaan klik 2 ander ouens op, of 'n paar ander ouens gaan klik toe nou op hulle by Moses, kom by Joshua en hulle sê, dis wat nou daar gebeur, en Joshua is kwaad, want nou word Moses gesag word ondermyn, en hy gaan sê vir Moses, kyk wat doen die ouens nou? En dan sê Moses, as die hele volk maar net wil profeteer, as die Gees maar net vir almal wil kom, dan sal dit goed wees. En dit is dan nou Moses se versigtiging, dat die Gees net oor almal sal kom. Dan kom Joël, baie jare later. Dis weer 'n tyd van nood, dis droogte, daar sprinkane oral waar jy kyk. En die volk het nodig om gered te word, en die Here sê vir Joël, gaan sê vir hulle, ek sal hulle red. Hulle moet nie bekommerd wees nie. Maar hy sê nog 'n ding. Hy sê, ek gaan my Gees oor hulle laat kom. Hulle gaan die Gees ontvang. Die ding wat Moses voor gehoop het, kom sê Joël, dit gaan gebeur. En dan kom Petrus op Pinksterdag. Nou let op, daar is maar baie tyd wat verloop, né? Maar dit moet nooit vir ons bekommer nie. Op Pinksterdag, dan kom Petrus, dan kom sê, dit waarop Moses gehoop het, en dit wat Joël beloof het, dit is wat nou hier gebeur het. Die Gees is nou uitgestort oor julle almal. Fantastiese geleentheid. Elkeen, vriende, wat bely dat Jesus die Here is, het die Gees. Ons praat in die teologie, in ons gereformeerde teologie praat ons van die indikatief van die geloof en die imperatief van die geloof. Die indikatief is dit wat God doen, dit wat God vir jou gee. As ons nou dink in terme van ons moet gaan saai waar God ploeg. Dis die ploeggedeelte. God se ploegwerk is die indikatief. En saam met dit
gee hy nog die saad ook. So van God se kant af word alles vir ons gegee. Dis die indikatief, dis die een kant van die munt van ons geloof. En deel van dit is dat hy vir ons sy gees gee. Sy gees sal vir ons te lei, sy gees sal vir ons te troos, om vir ons krag te gee. En die gawes wat hy vir ons gee om te gaan doen wat ons moet doen. Die geloof wanneer ons begin twyfel weer. Dit is alles die werk van die gees. Dis die indikatief van die geloof, waaroor ons nooit hoef te twyfel nie, dit staan vas. Die imperatief van die geloof is ons verantwoordelikheid. Dis waar ons God toelaat om te doen wat God wil doen. Dis ons self oopstel vir die Here om te doen wat die Here wil doen. Dit is die uitgaan om te gaan saai. Dit is die uitgaan in die eerste plek om te gaan luister. Dit is alles die imperatief van die geloof. Dit is waar ons 'n rol speel. Maar is 'n ontvangende rol. Dis nie eintlik 'n rol wat energie vra nie. Dis 'n rol wat sê, maak net oop die deur, dat God kan doen wat God wil doen, dat die Gees kan waai waar die Gees wil waai. Die derde ding is, die Gees bly vernuwe. Kyk, die Gees was aan die werk al van die skepping af, nee. Ons lees ons nou vroeg, die wind wat van God af uitgegaan het. Nou die woord wind in Hebreëus ruach beteken ook gees. So dit is God se beweging oor die chaos daai tyd, en toe skep hy nou alles. Van die begin af is die Gees besig, en die Gees bly besig. Die skepping is ook nog nie klaar nie. Maar behalwe nou vir dit, bly die Gees besig in ons lewens om ons weergebore te laat word die hele tyd. Maar ook om vir ons dan nou te help wanneer ons vasgeloop is. En vriende, dit gebeur mos met ons. Ons voel partykeer, ek het nou hier in 'n muur vas gery, ek is in 'n doodloopstraat. 'n punt waar jy partykeer voel, ek het net nie meer hoop nie. My hoop is weg. Ek het nie bereik wat ek wou nie. Ek het al afgetree en ek het nog nie bereik wat ek wou nie. En die verwyte wat daarmee saamkom. Of die ekonomie het gevou, of ek het swak finansiële besluite geneem, en nou sit ek hier met probleme. Jy voel vasgeloop. Jou gesin het gebreek. Dis verskriklik. Die dood het jou getref, jou familie. Jou kinders is land uit. Jy mis hulle. Siekte het jou lewe laat inkrimp. Dood het sy nes kom maak daar by jou. En jy kan later sinies raak, hoor. Selfs as 'n gelowige kan jy sinies raak en begin sê, maar wie hierdie hele ding van die koninkryk wat kom, is eintlik maar 'n pypdroom. Maar Joël sê, nee, die Gees sal oor jou kom in sulke tye. Die Gees sal vir jou help om deur die woestyn te kom, om in die woestyn baie keer 'n oase raak te loop. Die Gees sal vir jou help om vergesigte te kry, dat jy aan die ander kant die woestyn kan sien, maar daar's lewe wat aangaan. Die Gees sal maak dat daai nuwe lewe telkens inbreek in jou gebrokenheid. En ons weet mos nou, dit is hoe dit werk. Elke keer as ons so vasgeloop voel, dan voel ons dit is die einde. Maar as ons lank genoeg gaan sit, dan onthou ons, maar ons was al baie keer daar. En elke keer was dit nie die einde nie, want die Here het gesorg. En so sal die Here dit weer doen. Die Here sal altyd weer
die chaos wat jy beleef, omskep. So dis my gebed vandag, dat die Here vir jou en vir my sal help om weer te droom wanneer ons vasgeloop voel. God se drome te droom. Al is jy al 80, want die Here sê die Gees sal vir jou laat droom, hoor. Al is jy al hoe oud. En dat ons saam met die kerk, die antieke kerk van destyds al, sal bid, Veni Spiritus Creator, kom Skeppergees, kom net in. Dit is my gebed, dat jy elke keer wanneer jy deur 'n woestyn gaan, as jy aan die ander kant kom, jy sal sê, wat 'n reis. Amen. Here, hierdie pad saam met U is 'n reis. Dis nie net 'n geboortekanaalreis nie, dis 'n reis wat ons op baie plekke vat en baie goed met ons laat gebeur. En U weet dat ons geloof baie keer min raak, dun raak. Maar dankie dat U nog altyd vir ons opgetel het en dit sal bly doen. O Gees, ons bid dat ons sal bly die drome droom wat U droom vir hierdie wêreld. Dat ons sal meewerk aan die waarword van die droom. Here, kom net en doen wat U wil, ook met ons. En Here, nou op hierdie punt ook, onthou ek nou, in my swakheid het ek vergeet, van Esther Hatting wat oorlede is. Wat 'n baie alleen pad geloop het, en wat tog baie vriende op die pad gemaak het. En wat ten spyte van haar beperkinge, bly voortbeur het op die pad wat vir haar uitgelê is. En ek bid Here dat U met hulle wat sy agterlaat, vriende en familie, dat U ook vir hulle sal troos. Dankie vir haar lewe, in die naam van Jesus. Amen. Dion, toe ek nou vir jou sien, in die middel van die preek, toe onthou ek van Esther. Want Dion het 'n nou pad saam met haar geloop, waarvoor ek baie dankbaar is. Haar broer sê vir my, sy het altyd die preke gehoor, voor die res van die gemeente dit gehoor het, want ek maak Saterdag 'n opnametjie wat ek maar uitstuur vir mense, maar Dion is so 'n groep vir wie hy dit stuur, en sy is in daai groep. En toe ek nou dit hoor, toe sê ek vir myself, dan moet ek maar daarmee aanhou, want ek het op 'n stadium gedink, ek moet dit ophou doen. Goed, maar kom ons sing nou by lied 590, die 2 verse, het jy gehoor dat eenmaal hier alles nuut sal staan. Kom ons sing van die droom. Amen.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met u elkeen tot op daardie heerlike dag.